Datahantering. Ons hersien gou 'n klompie terme wat jy al teëgekom het. As jy nie meer kan onthou nie, gaan kyk net na die vorige jaar se werk. Datahantering gaan oor die stel van vrae om antwoorde te vind, sodat ons gebeurtenisse of dinge in die omgewing kan beskryf. Wanneer jy datahantering doen, leer jy hoe om inligting te versamel. Dit doen jy gewoonlik met 'n vraelys. Jy leer om te organiseer. Al dieselfde data word bymekaar gesit en gegroepeer. Voor te stel. Ons maak van 'n frekwensietabel gebruik met telmerkies. Om te ontleed, kyk na al die inligting en dan maak jy sin daaruit. En daardie data te interpreteer en voor te stel. Ons doen dit met grafieke. Ons hersien gou weer die frekwensietabel. Daar is 'n opname gemaak van die troeteldiere wat op die plot woon. Ons frekwensietabel hier sê, dit het die soort troeteldiere, honde, katte en voëls. Die volgende ry is die telmerkies. Jy trek mos 'n streepie wat een verteenwoordig. Ons maak pakkies van 5 om dit maklik te kan tel. Kom ons tel die honde. 1, 2, 3, 4 honde. Die katte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katte. En die voëls 1, 2, 3, 4, 5 voëls. Nou kan ons die telmerkies tel en dit omsit in syfers wat ons dan in die frekwensiekolom sit. Ons noem dit die frekwensie. Hoeveel is daar of hoeveel keer kom dit voor? 4 honde, 5 en 2, 7 katte en 5 voëls. Nou hersien ons 'n piktogram. Dit is ook 'n tabel, maar in plaas van syfers het ons prente wat iets voorstel. Hierdie tabel stel voor hoeveel voëls daagliks kom kos eet het by die voerder in die park. Wat belangrik is om na op te let is hoeveel stel een prent voor. Hier het ons 1 voël stel 10 voëls voor. So in Januarie was daar 1, 2, 3, 4 maal 10. So 40 voëls per dag getel. In Februarie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maal 10. So 80 voëls per dag gesien en so aan. Die nuwe tipe frekwensietabel waarvan jy hierdie jaar gaan leer is die stingel- en blaardiagram. Ons gaan met so 'n bietjie meer detail na hierdie een kyk. 'n Stingel- en blaardiagram is net 'n spesifieke manier om data voor te stel en ons doen dit deur die 10e as die stingels weer te gee en die 1e as die blare weer te gee. Amper soos 'n plekbare tabel. Die getal 15 word opgebreek as 1 onder die stingel en 5 onder die blaar. 7 het geen 10e nie en daar word 'n 0 onder die stingel en 7 onder die blaar gesit. 46, dis reg, 4 is die stingel en 6 die blaar. En 80, 8 is die stingel en 0 is die blaar. Ons kyk gou na 'n voorbeeld. Ons kyk na 'n aantal punte wat 16 kinders uit 50 gekry het vir 'n toets. Ons eerste stap is om die getalle in te deel volgens hulle 10e. Geen 10e. Ons het vir 8 en 9. Die volgende is waar die 10e se waarde 1 is. 13, 14 en 16. Die 10e met 'n waarde van 2 is 24, 25 en 27. Nou vir die 10e wat 3 is. 30, 32, 34 en weer 34. 10e met 'n waarde van 4, 40, 43, 45 en 48. Al die getalle is gebruik. Geen kinders het volpunte nie, so ons hoogste stingelwaarde is 4. Die volgende stap is om die tabel te voltooi. Ons het gesien ons stingels is 0, 1, 2, 3 en 4. Stap 3 is nou om die blaargedeelte in te vul. Waar die stingel 0 is, het ons 8 en 9. 1 is 3, 4 en 6. 2 is 4, 5 en 7. 3 is 0, 2, 4 en weer 4.
En 4 is 0, 3, 5 en 8. Die laaste stap is om die frekwensie te gee. 1 is 2. By 2 is 1, 2, 3. Volgende het ons weer 1, 2, 3. Dan is daar 1, 2, 3, 4 en die laaste een is ook 1, 2, 3, 4. Nou kan ons maklik vra antwoord soos, hoeveel kinders het 30 en meer punte gekry? Ons kan sien dit is hierdie en hierdie. 4 plus 4 is 8 kinders. 8 kinders het meer as 30 punte gekry. Nog 'n vraag, hoeveel kinders het nie deurgekom as hulle 20 punte nodig het om deur te kom nie? Jy weet dis die stingels met 0 en 1, so 2 plus 3 is 5 kinders het nie deurgekom nie. Kan jy onthou wat is die modus? Dit is die getal wat die meeste voorkom. Hier is swart die modus. Wat is nou weer die mediaan? Voor jy die mediaan kan uitwerk, moet ons dit eers rangskik van klein na groot. En dan kyk jy watter een is presies in die middel. Hier is dit 6. Onthou, as daar 2 verskillende getalle in die middel sit, tel ons dit bymekaar en ons deel dit deur 2. Gemiddeld. Dit is iets nuuts wat hierdie jaar bykom. Om by die gemiddeld uit te kom is daar 2 stappe. Eers tel ons alles bymekaar en dan word daardie antwoord gedeel deur die aantal getalle wat daar is. Hier is ons voorbeeld. Wat is die gemiddeld van 25, 26, 30 en 35? Eers tel ons alles bymekaar. 25 plus 26 plus 30 plus 35 is 116. En nou deel ons dit met die aantal getalle. Hier is 1, 2, 3, 4 getalle, so ons deel 116 met 4 en die antwoord is 29. So ons gemiddeld is 29.